Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, dankie vir al die mooi wense. Ek is nog steeds half bietjie siek. Ek was toe by die dokter gewees. Hy sê wat regtig goed gaan wees, as julle almal nou vir my biltong met sulke lekker vet aanstuur. Dit gaan my baie gou gesond maak. So ek noem maar net wat die dokter gesê het. Maar ons gaan voort met Johannes 2 vanaf vers 13. Die Pasga van die Jode was op hande en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Op die tempelterrein het hy verkopers van beeste, skape en duwe aangetref en ook die geldwisselaars wat daar sit. Daarop het hy 'n sweep van toue gemaak en almal van die tempelterrein weggejaag. Ook die skape en die beeste en die munte van die geldwisselaars het hy uitgegooi en die tafels omgekeer. Vir die wat duwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Hou op om die huis van my Vader 'n huis te maak waar handel gedryf word. Sy disippels het onthou dat daar geskryf staan, die hartstog vir u huis sal my verteer. Die Jode vra hom toe, met watter teken kan jy vir ons bewys dat jy hierdie dinge doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af, en binne 3 dae sal ek dit opbou. Daarop het die Jode gesê, 46 jaar gelede is daar aan hierdie tempel begin bou, en jy sal dit binne 3 dae opbou? Maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. Toe hy later uit die dood opgewek is, het sy ons disippels onthou dat hy dit gesê het, en hulle het die skrif en die woord wat Jesus gespreek het geglo. Geliefdes, ons lees tot sover. Hier sien ons dat Jesus, ja, in Afrikaans kan ons eintlik sê, hy het dit bietjie verloor, hy het genoeg gehad, dit was net te veel vir hom wat hy by die tempel aangegaan het. Dat dit nie regtig meer oor aanbidding gegaan het nie, maar oor ander goed. En mense het die situasie uitgebuit, om daar handel te dryf en 'n situasie waar mense van ver af gekom het. Nou is dit makliker om 'n skaap daar te koop of 'n bees daar te koop as om die ding heelpad saam te vat. Maar dis eintlik wat hulle moes doen. Hulle moes 'n skaap en 'n bees uit hulle kudde gebring het. En vir die arme mense wat nie geld gehad het nie, hulle kon 'n duif as offer bring. En nou word selfs dit hier verkoop. So wat hier gebeur het, is dat reëlings ten opsigte van die tempel, godsdienstige reëlings, is uitgebuit vir persoonlike gewin. En daarmee het Jesus 'n probleem. En dan wanneer hy praat van die tempel wat afgebreek word, dan staan daar baie duidelik dat hy praat eintlik van sy eie liggaam. En dan die groot waarheid dat nadat hy die dood opgestaan het, toe die disippels eers gesnap wat hier gebeur. En geliefdes, dit gee vir my jou sleutel, dat ons kyk vanaf die opstanding van die Here Jesus. En daarom maak baie goed sin. En daarom verstaan ons die skrif. Maar sonder daai perspektief van Jesus wat in my en jou plek aan die kruis gesterf het, Jesus wat opgestaan het op daai Sondagoggend, sonder daai perspektief, maak die woord eintlik vir my en jou nie sin nie. So dalk moet ek en jy in dit vashou en onthou dat ons kyk na alles deur die bril van Jesus se opstanding. Soos wat Johannes ook hier geskryf het en gedoen het. Amen. Here almagtige God, help dit ons nie net vandag na die skrif sal kyk deur die bril van die opstanding nie, maar ook oor ons eie lewe, oor eie omstandighede, oor alles wat gebeur.
dat ons regtig op 'n nuwe manier mag kyk. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, baie dankie. Mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.